Ek was voorsitter van die synode 2 keer en dan nog van 'n buitengewone synode ook wat tamelik belangrik was. So die 1987 synode het veral gegaan oor oop lidmaatskap van die NG Kerk na aanleiding van die algemene synode se besluit die vorige jaar dat lidmaatskap van die NG Kerk oop is. En daaroor was 'n tamelike ewige diskussie in die synode en op die ou end het hulle besluit om 'n gekwalifiseerde formulering daarvan te aanvaar wat dan gelei het as dat die lidmaatskap van die NG Kerk oop is vir gelowiges wat bereid is om die belydenis van die NG Kerk te aanvaar. Dit is die besluit wat daar geneem is. En dan die volgende synode was in 1995 en hierdie keer het dit weer gegaan oor kerkeenheid. Nou, daar was natuurlik ook 'n driftige diskussie oor die kerkeenheid en ook oor die vraag of die NG Kerk in Afrika daarbey betrokke kan wees, of sal wees. Op die ou end moes die synode daaroor maar so 'n bietjie wag tot by die besondere synode, die buitengewone synode, as gevolg van die onsekerheid wat daar nog by lidmate was. Die buitengewone synode is aangevra deur 'n hele paar gemeentes. En toe is daar nogal 'n ingrypende besluit geneem, naamlik dat as die nuwe kerkverband tot stand kom met behulp van die Bellaar-belydenis as belydenisskrif, en as die NG Kerk in Afrika nie deel daarvan is nie, dan sou die NG Kerk in die Vrystaat uit die algemene synodale verband tree. Ek dink die belangrike saak is dat die kerk 'n duidelike stem in die samelewing moet laat hoor. Daar moet geen twyfel wees dat hierdie kerk die Heilige Skrif as die onfeilbare woord van God aanvaar nie, wat natuurlik geïnterpreteer moet word in die lig van die ontstaanskonteks en dan toegepas word in die eie tydse samelewing. Bo alles sou ek sê, is die woord van die Here Jesus kort voor sy hemelvaart, en soos ons dit in Handelinge 1 vers 8 kry, julle sal my getuies wees. Dit is tog die kern waaroor dit gaan. Nou is ek baie dankbaar vir hierdie kerk in die Vrystaat, wat oor 160 jaar reeds duidelike leiding gegee het aan die samelewing en aan sy lidmate natuurlik. En ek sou ook wou sê, en dit is regtig my bede, dat mense wat in besondere ampte staan en besondere posisies in die kerk beklee, dat hulle versigtig sal wees met hulle uitsprake sodat lidmate nie daardeur in onsekerheid gelaat word nie.